Baie geluk. Ons is aan die einde van Markus 1. Na soveel weke. Markus het so opgewonde, want Markus is net so 'n interessante boek en ons het elke gedeeltetjie, kort gedeelte, iets anders op gefokus. So ek wil dit gou-gou vir ons saamvat. Wat het ons oor 'n tydperk van 5-6 weke geleer uit Markus uit? Dit is maklik om aan te gaan en sê, ag ja, ek wil aangaan. Maar weet jy, baie keer moet ons net stil raak. En hierdie week raak stil en gaan net weer oor dit. En gaan kyk wat het die Here jou geleer. So, kom ons kyk bietjie. Ons het geleer, ons kan die Bybel lees en kyk wat vir ons uitstaan. Ons het nie nodig om massas te lees nie. Ons kan klein bietjie lees en dit kan 'n geweldige impak maak. So, in dit, ja, dit gaan dalk vat dat beteken, jy gaan die res van jou lewe vat om deur die hele Bybel te lees. Dis oukei. Dis oukei. Laat dit wat jy lees vir jou 'n werklikheid word. As jy 'n fotogeniese brein het, gaan jy baie vinnig dit deurlees. Ek het ongelukkig my SD-kaart weggeraak op my fotogeniese brein. So ek lees kort stukkies dat dit 'n impak maak. Ons kan net lees wat vir ons uitstaan. Partykeer lees ek 'n stukkie in die Bybel nie, dit is net een teksvers. En ek staan stil by daai een teksvers. Hoekom? Want vir hierdie seisoen in my lewe is dit net daai een stukkie wat vir my uitstaan. En dit beteken nou vir my iets. En dit is oukei. As jy jou Bybelstudie so hou, is dit ook oukei. Moet net nie, wees versigtig om daai een teksvers vir 2-3 dae aan te dink en dan te vergeet vir die res van die maand om te lees nie. So, pas op daarvoor. Maar staan stil. Ek het al stil gestaan by een teksvers vir 2 weke, vir 'n maand. Maar dan het ek doelgerig my aandag gerig na daai teksvers. En dan die Here daai teksvers deel van my asemhaling gemaak. So dis moontlik. Wat is die ander ding wat ons geleer het in hierdie tyd? Ek kan my verbeelding gebruik. So ek kan die storie sien, en meeste van ons gaan die storie sien soos wat ons het gesien het in ons kinderbybel. Maar deesdae kyk ons na die stories op die televisie, of op YouTube, of iewerste wat iemand 'n fliek gemaak het. En dis daai prentjie wat in jou kop is. Maar as ons die prentjie maak en ons verbeelding gebruik, soos wat ons die Bybel lees, wow, en nou kan ons prentjies inkleer. Ons kan ons prentjies inkleer met emosies, ons kan ons prentjies inkleer met woorde, ons kan ons prentjies inkleer deur deel te wees daarvan. Ja, dis nogal interessant. Jy kan jou verbeelding gebruik, en ek het dit al 'n paar keer gedoen. Byvoorbeeld die genesing van die melaatse man. Dan sien ek myself in my verbeelding daar staan. Dan voel ek wat, wow, kyk wat sê daai persoon, kyk wat sê daai persoon. So ek maak myself deel van die prentjie. Want onthou, jou brein weet nie of dit nou of gister of môre is nie. Jou brein sit jou daar. So soos wat ek dit lees, kan ek daarin deel word. Ons het geleer, ons kan iets lees van die karakters, en ons kan self identifiseer met die verskillende karakters, en kyk, wat het hulle gedoen? Hulle was vissermanne, hulle was besig om die net reg te maak, hulle het dit net uitgegooi. So, ons kan ook by die karakter stil staan en sê, okay, wat het jy beleef, wat het jy ervaar? Ons kan gaan kyk die verskillende aksies wat gedoen is. Ons kan die woorde en die opdragte identifiseer en sê, okay Here, wanneer moet ek my hand uitsteek? Wanneer moet ek net praat? Wanneer moet ek stil bly? Wanneer moet ek 'n spesifieke groep aanspreek? So daar's verskillende maniere waarna ons na enige storie kan kyk wat in die Bybel vertel word. En daarom is die boek van Markus so lekker, want hy is so eenvoudig geskryf, dat ek dit kan verstaan. En ek hoop jy kan dit ook verstaan. En ek wil vra, laat weet vir my bietjie, watter ene werk vir jou? Miskien is daar meer as een wat vir jou werk. Miskien het jy iets wat ekstra is, wat ek nie eens aangeraak het nie, wat vir jou werk en wat vir jou iets beteken. Laat weet vir my bietjie. Ek sal graag wil hoor, hoe lees jy die Bybel? Wat is dit wat vir jou werk? En is dit elke keer dieselfde, of is daar verskillendes? Partykeer het 'n storie verskriklik baie betekenis as jy hom lees en vir jou kindertjie sê, okay, maak vir my, voer dit vir my op. En dan as hulle dit so opvoer, dan maak daai karakters wat hulle speel skielik meer sin, die emosies, en jy sien dit. As jy weer die storie lees, dan sien jy jou eie kind in daai karakter die rol speel. Dit word deel.
En dit is wat die groot doel is van Bybelstudie. Groot doel van Bybelstudie is om dit deel van jou lewe te maak, dat jy dit kan uitleef. So laat weet vir my 'n bietjie. Ek het nou baie gepraat oor die volgende afgelope 7 weke. Maar ek wil graag hoor wat is op jou hart. Wat werk vir jou? Sodat ons dit kan vertel aan ander en sê, wow, dit help. So volgende week begin ons met Markus 2, dan gaan ons weer 'n bietjie na verskillende maniere kyk. Maar ons het 'n opsomming van Markus. Johannes, jy is gebore. Jesus is gedoop, jy is oorgelewer. Jesus het voortgegaan met sy bediening. Hy het disippels gemaak, hy het nie alleen geloop nie. Hy het begin om mense gesond te maak. Hy het begin om harte aan te raak. Hy het begin om homself bekend te maak en toe moes hy skielik buitekant toe. Toe wil hulle hom nie meer in stad hê nie. In kort is dit alles wat gebeur het in Markus 1. Amper sê Genesis 1. Genesis 1 is 'n baie interessante boek. Maar in Markus 1 het al hierdie goed gebeur. Wat staan uit? Wat staan vir jou uit? Jy het letterlik, kom ons sê het 7 weke, het jy 49 keer iets geleer uit 1 hoofstuk uit. Wow, wat 'n voorreg om te kan stilstaan en sê, Here, 49 lesse uit 1 hoofstuk. Dankie dat U soveel omgee en dat dit deel word van my lewe. Seën U, dankie dat U omgee om dit vir my te geskryf het. Dankie dat U toegelaat het dat hulle dit neergepen het. Ek dit kan lees en dit kan deel maak van my lewe. Help my in my stap vorentoe. Ek ontvang dit in Jesus naam. Amen. Shalom. Sien jou volgende week.